Skepper van die heelal, ons aanbid U, U is heilig Jesus Christus, Lam van God Verlosser, ons aanbid U, U is heilig Gees van waarheid, trooster en ons leidsman, ons aanbid U, U is heilig Ek wil U sien, Heer, dig by U sy wees. Ek wil U aanraak, ek wil U lief hê. Ek wil U sien, Heer, leer my weer luister, om dan te hoor wat U wil sê. Ons wil aanbid, Heer, ons wil in waarheid weer voor U staan, Heer, dig by U troon, Heer, kom dan weer trooster, helper kom leer ons, waarheid en wysheid, alles van bo. Goeienaand vriende, baie welkom hier by ons Pinksterreeks, Pinksterdienste. Ons vertroue is werklik waar dat die Here op 'n besondere wyse met elkeen van ons sal ontmoet en dat ons 'n bietjie meer sal leer aangaande die persoon en die werk van die Heilige Gees in die lewe van die gelowiges en ook in die kerk, in die gemeente van die Here. Dit is my verwagting en dit is ook my gebed. Ek wil u net herinner dat na die diens is daar heerlike sop, lekker warm sop en broodjies in die lapa, so moet nou nie opspring en weggaan nie. Kom ons kom daar by mekaar en gaan lekker gesellig verkeer en dan gaan ons lekker saam sop en brood geniet. Op 'n koue aand soos hierdie, wat kan nou lekkerder wees as dit? Vriende, die psalmdigter sê, en hy skryf van die stad Jerusalem, die stad van Dawid, die stad van God, sê hy, rondom Jerusalem is daar berge,
so is die Here rondom die wat hom vrees. En u en ek kan vanaand verseker wees dat die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is by ons, is met ons, is in ons, is rondom ons. Hy bewaar ons en hy beskerm ons. En daardie God is hier in ons midde teenwoordig vanaand. Daarom kan ek met groot vrymoedigheid julle groet in die naam van hierdie God, wat ons liefhet, wat ons vrygekoop het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die lig van die evangelie en van die koninkryk. Genade vir julle vriende en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit ons erediens voort deur hartlik saam te sing en ons gaan sing van lied 450, daarvan albei die verse hartlik saam staande tot eer van die Here. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom ons mens op aarde, o begrip, ons verstaan, is die grootheid eer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Vriende, ons tema vanaand is die persoon en godheid van die Heilige Gees. Maar voordat ons daaroor gaan praat, kom ons verenig ons harte in gebed. En ons roep die naam van die Here aan. Heilige, almagtige en ewige Skepper, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil vanaand bid, Here, dat U self, wat hier in ons midde teenwoordig is, elke een van ons sal aanraak deur U Gees, Here. Dat ons 'n ervaring sal hê en 'n besef sal hê van die werklikheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens en in ons kerk. Daarom bid ek, Here, dat U in hierdie oomblikke deur U woord en deur U Gees met ons sal praat op 'n wyse wat ons sal laat verstaan, Here, dat ons met U self, die lewende God, te doen het. Soos wat die vaders vroeër in die kerk die Heilige Gees bely het as die Here wat lewend maak, die Heilige Gees. Wil ek vanaand bid, Here, dat hierdie Gees elkeen van ons harte sal aanraak en dat ons opnuut lewend gemaak sal word, sodat ons waarlik sal kan lewe in die krag van die Here. En Here, dat ons in daardie krag sal kan uitgaan
na 'n gebroke wêreld daar buite, om die boodskap te dra van 'n God wat liefhet, 'n God van genade, 'n verlossende God, wat die sondaars roep en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Heilige Gees, praat dan met ons in hierdie uur, uit u woord, in Jesus naam. Amen. Ons gaan 2 gedeeltes uit die skrif lees, vriende, 'n baie kort gedeelte, enkele verse uit Johannes 14, waarby ons reeds vanmôre stil gestaan het. Johannes 14 vanaf vers 15 tot 17 en dan Handelinge 2 vanaf die eerste vers tot en met die 13de vers. Maar kom ons lees Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan in Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Net tot sover, vriende. Is dit nie verstommend nie, vriende? Is dit byna skokkend om te dink, meer as 2000 jaar gelede op die dag van Pinkster is die Heilige Gees uitgestort in die kerk. En van daardie oomblik af was die Heilige Gees 'n integrale deel van die gemeenskap van die gelowiges. Ons sien dit in die boek van Handelinge. Telke male word die Heilige Gees genoem, word na die werking van die Heilige Gees in die gemeente verwys. Dikwels lees ons in daardie sprekers, wanneer hulle geloof bely het en getuig het teenoor ander, dat hulle vol van die Heilige Gees was. Ons lees van die Heilige Gees wat opdragte gegee het aan die gemeente. Die Heilige Gees wat leiding gegee het in sake waaroor besluite geneem moes word, al hierdie dinge. En môre aand sal Bianca vir ons meer vertel van die werking van die Heilige Gees. Maar wat vir my verstommend is, vriende, is dat die Gees van God, die Heilige Gees, was so tasbaar werksaam binne die gemeente. So 'n integrale deel van wat gebeur het elke dag in hulle daaglikse lewe, in hulle bedieninge, in die werke wat hulle gedoen het, in hulle getuienisaksie.
dat nou in die 21ste eeu 'n teoloog 'n boek moet skryf met die titel The Forgotten God. Hierdie aanklag as ware teen die kerk. 'n ander skryf en hy praat van die neglected God, the neglected person of the Trinity. Die persoon van die Heilige Gees wat verwaarloos is in die kerk. Hoe het dit gebeur? Hoe kan dit wees dat die Heilige Gees wat so tasbaar teenwoordig was in die lewe van die eerste gelowiges, soos wat ons daar in Handelinge lees, dat die Heilige Gees ergens langs die pad, het ons die Heilige Gees uitgerangeer na die kantlyn toe. En waar daar niks meer, nie veel van die Heilige Gees gemaak nie. Nou vriende, miskien lê die antwoord gedeeltelik hierin dat dit is vir ons maklik om, as ons dink aan die drie enige God, die Vader, Seun en die Heilige Gees, dit is vir ons maklik om te dink aan die Vader. Ons almal ken vaders. Dis nie 'n moeilike konsep vir ons om aan te dink nie. En natuurlik die Seun, Jesus Christus het mens geword, hy het onder ons gewoon, hy het tussen die mense gewandel. Ons kan ook maklik aan hom dink as die persoon wie hy is, die Seun van God. Maar die Gees, die Heilige Gees, het nie 'n liggaam aangeneem sodat ons hom met iets kan assosieer nie. Hy's Gees. Die Griekse woord is pneuma, die Hebreëus is ruach. Dis die wind of asem van God. So kan daardie woord vertaal word. En die Here Jesus sê vir Nikodemus dat hulle wat uit die Gees is soos die wind. Jy hoor hom waai. Ons het vanoggend gesien in die kindermoment. Die wind waai, ons kan sy gevolge sien. Ons sien daar waai die bladsy van die tafel af. Maar ons kan die wind nie sien nie. Ons kan dit nie neerpen en sê, daar is die wind nie. En miskien is dit die probleem. Die Gees val buite ons verwysingsraamwerk. En daarom is dit makliker vir ons om te fokus op die Vader en te fokus op die Seun, eerder as op die Heilige Gees. Maar vriende, die Heilige Gees, soos die Vader en die Seun, is 'n persoon in die Godheid. Die derde persoon in die drie-eenheid. En daarom moet ons kennis neem van die Gees. Moet ons die Gees eer en aanbid, soos die Vader en die Seun. 'n ander skrywer, twee skrywers het 'n boek geskryf oor die Heilige Gees en hulle gee die titel The Holy Spirit, the shy member of the Trinity. Die teruggetrokke, skaam persoon in die drie-eenheid. En miskien lê ons antwoord gedeeltelik ook daarin, vriende, want jy sien die Heilige Gees verkondig nie homself nie. Die Heilige Gees laat die soeklig nie op homself val nie. Hy verheerlik nie homself nie. Hy kom juis om Christus aan ons te verkondig. Hy kom, die Here Jesus sê, wanneer hy gekom het, sal hy my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend maak, daar in Johannes 16 vers 14. Die Heilige Gees lig Christus uit, lig Christus as ware op, en laat ons na hom kyk as die verlosser van die wêreld. En miskien juist daarin is die antwoord dat ons fokus deur die Gees self word gevou, gedraai na die Here Jesus toe. Hy het gekom om Christus te verheerlik. Die Here Jesus sê ook, hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal dit wat aan my van my neem en dit aan julle verkondig. Dis wat die Heilige Gees sal doen. So miskien, vriende, is dit juis hier waar ons die antwoord moet soek vir hierdie verwaarlosing as ware van die Heilige Gees. Maar terwyl dit so is dat die Gees ons aandag fokus op Christus, mag ons nie die Heilige Gees minag of vergeet, ja, verwaarloos nie. Nee. Maar ons moet twee vrae vra omtrent die Heilige Gees, en dis eintlik waaroor ek vanaand moet praat, en dit is die Heilige Gees 'n persoon? Of is die Heilige Gees maar net die krag van God, 'n blote mag wat werksaam is
'n misterieuse mag wat werksaam is in die kerk en in die lewe van mense. In die 4de eeu na Christus was daar 'n leraar in Alexandrië, Arius, en hy het verkondig dat die Heilige Gees nie 'n persoon is nie, maar bloot net die krag van God wat in werking kom, en hy het baie klem gelê op hierdie Hebreëse ruach en op die pneuma, die Griekse woord. Sê hierdie is soos die wind wat waai, dis 'n krag, dis nie 'n persoon nie. Maar die kerkvaders het sy lering baie gou teëgestaan, vriende, en het afgewys as 'n dwaalleer, want die woord van die Here leer ons baie duidelik dat die Heilige Gees inderdaad 'n persoon is. En ek wil kom ons kyk net na die belofte van die Here Jesus in Johannes 14. Hy sê vir sy disippels dat hy weggaan. Ons het nou vanoggend daarna geluister. Hy gaan weg en hulle is ontstel, wat 'n mens kan verstaan. Maar dan gee hy vir hulle hierdie hoop, hy gee vir hulle hierdie belofte. Hy sê, hoorie, maar ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander parakleet stuur om by julle te wees en by julle te bly, en hy sal by julle wees vir altyd. Hy sal nie weggaan nie. Die Gees van die waarheid. Nou die woordjie hier, vriende, wat vertaal is, wat ons sê 'n ander parakleet. In die Grieks is daar 2 woorde om hierdie woord te vertaal. Die een is allos en die ander is heteros. Nou heteros beteken 'n ander wat totaal verskillend is van die eerste. Terwyl allos beteken 'n ander wat net soos die eerste is. En hier is vir ons die wenk. Net soos wat die Here Jesus, hy is die eerste parakleet. Hy is die een wat nou saam met die disippels gewandel het, en wat hulle geleer het en gelei het, en hulle het sy werke aanskou, en daar was 'n verhouding tussen hom en hierdie disippels. Net so sal die ander parakleet, die Heilige Gees, met hulle wandel, met hulle werk, hulle leer en hulle lei, en daar sal 'n verhouding ontstaan tussen die disippels en die Heilige Gees. Net so. En dit kan ons alleenlik sê van 'n persoon, vriende. Dit kan ons nie sê van 'n krag of 'n mag, 'n misterieuse mag nie. En dit is belangrik. Luister, dit is belangrik hoe ons aan die Heilige Gees dink. As ons aan die Heilige Gees dink as 'n blote krag, 'n misterieuse mag, dan sal die versoeking wees dat ons wil meer van die Heilige Gees ontvang. Maar as ons besef dat die Heilige Gees inderdaad 'n persoon is, die 3de persoon in die Godheid, dat hy 'n persoon is, ja, God self, dan sal ons begeerte wees dat die Heilige Gees meer van ons moet kry, meer van ons in besit moet neem, en meer van ons in ons lewens moet beheer neem. Dit is belangrik. Nou natuurlik, vriende, ons het ander aanwysings in die skrif, in die Nuwe Testament, wat vir ons daarop wys dat die Heilige Gees 'n persoon is. Hy word parakleet genoem, soos wat ons nou gesien het. Ek is nog geneig om te praat van trooster, want die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, het hierdie woord parakleet, parakletos, die Grieks vertaal met trooster. Die nuwe vertaling, die 83 vertaling, het dit verander na voorspraak. Ek het gekyk in die boodskap, daar is hy helper vertaal, en in die Nuwe Lewende vertaling raadgewer, en daar's Engelse vertalings wat advokaat, en dis eintlik wat al hierdie karaktereienskappe, al hierdie eienskappe wat ons hier in die verskillende vertalings sien, is eintlik almal waar van die Heilige Gees. Ons het vanoggend gehoor, die Heilige Gees, die parakleet, is eintlik iemand wat langs jou kom staan, wat jou kom bystaan. En dit is wat die Heilige Gees is. Maar dit, vriende, kan slegs 'n persoon wees wat dit kan doen. 'n blote krag kan dit nie doen nie. Maar verder is dit ook so dat die Heilige Gees is 'n getuie. Die Here Jesus sê, wanneer die parakleet kom wat ek van die Vader af aan julle stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En dit kan net 'n persoon doen. 'n blote krag kan dit nie doen nie. Maar daar is ook ander aanduidings in die skrif, dat die Heilige Gees inderdaad meer is as net 'n blote krag. Matteus 28 vers 19, daardie sending opdrag van die Here, gaan dan en maak disippels
van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hier word die Heilige Gees genoem, saam met die Vader, saam met die Seun, saam met die twee eerste persone van die Godheid, die Vader, die eerste persoon, die tweede persoon, die Seun, die derde persoon, die Heilige Gees. Ons vind dit ook in Paulus, wanneer hy aan die einde van die tweede Korintiërs kom, aan die einde van daardie brief in die gemeente groet met 'n seëngroet, dan sê hy die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Hy noem dus in een sin die Vader, Seun en Heilige Gees en daarmee verklaar Paulus dat die Heilige Gees soos die Vader en die Seun 'n persoon is. En nie sommer net 'n gewone persoon nie, vriende. Die Heilige Gees is 'n goddelike persoon. Saam met die Vader, saam met die Seun. Wanneer die apostel Paulus in 1 Korintiërs 12 die gawes van die Gees wat hy aan die gemeente skenk beskryf, dan sê hy in die 11de vers hierdie woorde, hy sê een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Dit is die Heilige Gees wat die gawes aan die gemeente skenk. Net 'n persoon kan dit doen. Eintlik, vriende, net God kan dit doen. Net 'n goddelike persoon, die derde persoon in die drie-eenheid kan dit doen. So die volgende vraag wat ons moet vra is, en ek dink ons het alreeds dit in 'n mate beantwoord, is die Heilige Gees net 'n gewone persoon of is die Heilige Gees soos Jesus, waaragtig God, 'n goddelike persoon? En die antwoord natuurlik is baie duidelik, ons het dit reeds gesien. Goddelike eienskappe word aan die Heilige Gees gegee. Hy is almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Daar's verskeie skrifte, ek het hulle, maar ek gaan hulle nou nie aanhaal hier vir u nie, om dit te verifieer, dat die Heilige Gees al hierdie eienskappe het. Maar dink daaraan, vriende, net die blote feit dat hierdie Gees genoem word, die Heilige Gees, sê alreeds vir ons dat hierdie Gees deel van God is. Dat hierdie Gees saam met die Vader en die Seun God is. Luister, van God lees ons in die skrif dat hy die Heilige Vader is. In Johannes 17 vers 11 waar die Here Jesus sy hoëpriesterlike gebed bid, dan praat hy met die Vader en dan sê hy noem hom Heilige Vader. Jesus is die Heilige van God. So word hy beskryf in die skrif. En nou die Gees is die Heilige Gees. Die Gees van God. 'n persoon, 'n goddelike persoon. Die werke wat van God word aan die Heilige Gees toegeskryf. Hy's betrokke by die skepping. Hy is die agent van die wedergeboorte wat die nuwe lewe skenk in die lewe van die gelowige. Dit is hy, vriende, deur wie u en ek vanaand glo dat Jesus Christus waaragtig die Seun van God is en dat hy die Messias, die Verlosser is. Dis die werk van die Heilige Gees, dis nie uit onsself nie. Dis die Heilige Gees wat ons uit die dood opgewek het. Ja, dis die Heilige Gees, vriende, wat alles nuut maak. Die Heilige Gees, soos ons gesien het in Matteus 28 vers 19 en in 2 Korintiërs 13 vers 12, is een met die Vader en met die Seun, een God. En hy word God genoem. Daar's 'n geleentheid waarvan die gelowiges hulle eiendom verkoop. Ons lees dit in Handelinge, daar in Handelinge 5. En dan bring hulle die opbrengs daarvan aan die apostels toe, sodat hulle kan gebruik tot die voordeel van almal. En dan kom daar 'n man met die naam van Ananias, en hy bring sy opbrengs en Petrus vra vir hom, is dit die volle bedrag? En hy sê, ja, dis die volle bedrag. Maar hy praat nie die waarheid nie, hy jok, hy lieg. Petrus sê vir hom, Ananias, waarom het die Satan jou verlei om vir die Heilige Gees te lieg? Want jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.
Hier noem Petrus die Heilige Gees God. En vriende, daar is talle ander voorbeelde wat ons kan gebruik in die skrif. Dat die Heilige Gees die derde persoon in die Godheid is, dat die Heilige Gees inderdaad God is. Nou hier op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort. Wat 'n geweldige gebeurtenis is dit nie, vriende. En ek wil 3 gedagtes oor hierdie uitstorting van die Heilige Gees net vinnig met u deel. Ek sien ons tyd raak min. En die eerste is dat dit is 'n bonatuurlike werk van God wat hier plaasvind. Skielik is hier hierdie geluid soos van 'n geweldige rukwind in hierdie huis, in hierdie plek waar hulle saam is. En hulle sien hierdie tonge van vuur wat verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Hierdie is nie maar sommer net 'n natuurlike gebeurtenis nie. Hierdie is nie maar net sommer 'n storm wat opgesteek het ergens in die woestyn en nou hier deur die stad kom en nee, hierdie is die werking van die Heilige Gees. Dit is 'n bonatuurlike werk van God. Wanneer die Gees uitgestort word op die kerk. En hulle sien hierdie vuurvlamme, hulle hoor hierdie geluid, hierdie verskriklike geluid. So erg dat dit 'n skare nader trek om te kom kyk wat gaan hier aan. En elke een van hulle word vervul met die Heilige Gees. Die tweede ding wat ek wil sê is dis 'n onherhaalbare gebeurtenis. Pinkster het plaasgevind eenmaal, vriende, op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke tyd. Die skrif sê vir ons toe die dag van die Pinksterfees aanbreek. Dit is toe wat dit gebeur het. Net soos die kruisiging van die Here Jesus. Christus is eenmaal gekruisig op Golgotha. Dit kan nie herhaal word nie. Hy is eenmaal begrawe, hy het eenmaal uit die graf opgestaan, hy het eenmaal opgevaar na die hemel. Hierdie is gebeurtenisse, dit is historiese gebeurtenisse wat plaasgevind het en dit kan nie verander word nie, dit kan nie herhaal word nie. Net so ook is hierdie 'n historiese gebeurtenis dat die Heilige Gees uitgestort is in die kerk. En van daardie oomblik af is die Heilige Gees werksaam in die kerk en in die lewe van gelowiges. Ons besef dit net nie altyd nie. Ons is soms net blind vir die werk wat die Heilige Gees in ons lewens en in ons harte en in ons gemeentes doen. Maar ek wil die derde gedagte wat ek hier wil noem is almal wat daar teenwoordig was, is vervul met die Heilige Gees. Niemand is oorgeslaan nie. Luister vriende, in die koninkryk van God is daar nie tweede klas burgers nie. En in die kerk van die Here Jesus is daar nie tweede klas lidmate nie. Almal is vervul met die Heilige Gees. En elke gelowige wat vanaand kan sê dat ek glo in Jesus Christus, kan verseker wees dat jy die Heilige Gees ontvang het, want niemand, sê Paulus in 1 Korintiërs, niemand kan sê dat Jesus die Here is, nie behalwe deur die Heilige Gees. So wanneer mense vir jou sê, o nee, jy moet nog die Heilige Gees ontvang, kan jy glimlag en vir hulle sê, die Heilige Gees woon reeds binne in my. Dit is deur die Heilige Gees wat ek kan sê, Jesus is die Here, en kan glo. Dis hy wat die geloof in my hart opwek. Eintlik is dit die Heilige Gees wat my lewend gemaak het, sodat ek kan glo. Maar ek wil afsluit, vriende. Die Heilige Gees is die ander parakleet wat die Meester beloof het. En ons het nou vanoggend gehoor en ek het dit herhaal, is die parakleet is iemand wat jou bystaan. 'n Trooster. Wat jou bemoedig, wat jou ondersteun. Dit is wat die parakleet doen. Nou dink 'n bietjie vriende, in jou gesin, of in jou familie. Is jy bewus van iemand wat vanaand die vertroosting of die ondersteuning, die bemoediging van die Heilige Gees nodig het? Of hier in die gemeente, is hier iemand van wie jy bewus is, wat vanaand nodig het
om vertroos te word, om bemoedig te word deur die Heilige Gees. Of daar buite, daar in die samelewing waar jy ander mense ontmoet daagliks. Is dit moontlik dat jy die agent is wat die Heilige Gees wil gebruik om daardie persone te vertroos en te bemoedig en te ondersteun? Dink daaroor. Amen. Heilige Gees van God, U is waardig om geëer, geprys en aanbid te word. En dit wil ons ook doen in hierdie aand, Here. Maar ons is ook bewus daarvan dat U eintlik, Here, ook elkeen van ons wil besoek om ons te stuur as agente van die Gees, deur wie U wil werk in die kerk, in ons gemeente, in ons gesinne, in ons families, in die wêreld daar buite. Om daardie persone wat dit nodig het te vertroos, te versterk en te bemoedig. Stel ons in staat en maak ons gewillig. Amen. Vriende, ons slotlied is lied 434, O Heilige Gees, O Heilige God. Ek gaan vra dat ons die eerste, tweede en die derde verse van daardie lied staande hartlik saam sing. Vriende, laat my asseblief toe om u te groet met 'n seën. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, uit wie se hand alle goeie gawes kom, en die gemeenskap van die Parakleet, die Trooster, die Helper, die Heilige Gees, met julle almal wees en bly. Amen.